Hi, baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Exodus 23 doen. Kom ons maak ons oë toe en ons vra vir die Here om vir ons die woord oop te maak. God, ons hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. In Jesus Christus se naam, amen. Okay, so Exodus 23, verskillende ander wette. Jy mag geen valse gerig rondstrooi nie. Verbind jou nie met die skuldige om 'n kwaadwillige getuie te wees nie. Jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie. En jy mag in die regsaak geen getuienis aflê agter die meerderheid aan om die reg te verdraai nie. Dit maak sin, nee. Vers 3, ook mag jy die geringe nie voortrek in sy regsaak nie. As jy jou vyand se bees of esel teekom wat ronddwaal, moet jy dit sekerlik vir hom terugbring. As jy jou vyand se esel onder sy pak sien lê, moet jy dit nie onverskillig aan hom oorlaat nie. Jy moet dit sekerlik saam met hom aflaai. Jy mag die reg van jou arme mense in hulle regsaak nie verdraai nie. Ek lees geweer vers 6. Jy mag die reg van jou arme mense in hulle regsaak nie verdraai nie. Onthou julle in die vorige hoofstuk het God ook gepraat van die arme mense. As jy vir hulle geld leen, dan moet jy nie rente vra nie. En Jesus sê hulle, jy moet nie die storie kom verdraai vir die arme mense nie, nê? So ek love die feit dat God besef dat as arme mense en as ryk mense, okay, obviously weet God alles, maar die Bybel maak dit net duidelik dat daar ryk mense is en dat daar arme mense is en 'n mens moet kyk na die arme mense. Vers 7, hou jou ver van valse sake af en moenie die onskuldige en die wat reg het ombring nie, want ek sal die skuldige nie regverdig verklaar nie. Ook mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie, want die geskenk maak die siendes blind en verdraai die sake van die regverdiges. Jy mag die vreemdeling ook nie verdruk nie, want julle ken self die gemoed van 'n vreemdeling, omdat julle vreemdelinge in Egipteland gewees het. En hulle het die vorige hoofstuk het hulle ook gepraat van vreemdelinge, dat jy goed moet wees vir vreemdelinge en dat jy hulle nie moet onderdruk nie. Vers 10, en 6 jaar lank moet jy jou land besaai en die opbrengs daarvan insamel, maar in die 7de moet jy dit opgebruik en braak laat lê, dat die arme mense van jou volk kan eet, en wat hulle laat oorbly, kan die diere van jou veld opeet. So moet jy doen met jou wingerd en jou olyfbome. 6 dae moet jy werk verrig, maar op die 7de dag moet jy rus, dat jou os en jou esel kan uitrus, en die seun van jou slaafin en die vreemdeling kan asem skep. En alles wat ek julle gesê het, moet julle in ag neem, en die naam van die ander gode mag julle nie vermeld nie, dit mag uit jou mond nie gehoor word nie. Kyk, hulle praat heeltyd hier van ander gode, maar hulle noem nie die ander gode nie, so ek het nie 'n klou waarvan hulle praat nie. Ek weet as mense wat soos die son aanbid, of die sterre, of die maan, of beeltjies, of ja. Hi, sis, hier praat ek nou net, noem ek dit nou net uit my mond uit, skus. Okay, ek is jammer, sorry. Vers 14, 3 maal in die jaar moet jy vir my 'n fees hou. Die fees van die ongesuurde brode moet jy hou, 7 dae lank moet jy ongesuurde brode eet, soos ek jou beveel het, op die bepaalde tyd in die maand Abib. Ek weet nou nog nie wat se maand hulle van praat nie. Want daarin het jy uit Egipte uitgetrek, maar hulle mag nie met leë hande voor my aangesig verskyn nie. Verder die fees van die oes, van die eersteling van jou werk, van wat jy op die land saai, en ook die fees van die insameling aan die einde van die jaar, as jy jou werk uit die land insamel. 3 maal in die jaar moet al jou manspersone
voor die aangesig van die Here verskyn. Jy mag die bloed van my offer nie, saam met gesuurde brood offer nie, ook mag die vet van my feesoffer nie tot die môre toe oorbly nie. Die beeste van die eerstelinge van jou grond moet jy in die huis van die Here jou God bring. Jy mag die bokkie nie kook in sy moeder se melk nie. Kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat ek gereed gemaak het. Neem jou in ag vir hom en luister na sy stem. Wees nie wederstrewig teen hom nie, want hy sal julle oortreding nie vergewe nie, want my naam is in hom. Maar as jy terdee na sy stem luister en alles doen wat ek sal sê, sal ek die vyand van jou vyande en die teestander van jou teestander wees. Want my engel sal voor jou uitgaan en jou bring na die Amorite en Hetite en Feresiete en Kanaaniete, Hewite en Jebusiete en ek sal hulle vernietig. Ekskuus, is net voels hier rondom die kar wat my weird aankyk. Vers 24, jy mag jou voor hulle gode nie neerbuig en hulle nie dien nie. Ook mag jy nie doen na hulle werke nie. Maar jy moet hulle heeltemal afbreek en hulle klippilare kort en klein slaan. En julle moet die Here julle God dien, dan sal hy jou brood en jou water seën, en ek sal siektes uit jou midde verwyder. Daar sal geen misdragtige of onvrugbare in jou land wees nie. Ek sal die getal van jou dae volmaak. Ek sal my skrik voor jou uitstuur en elke volk waarby jy kom in verwarring bring, en ek sal al jou vyande vir jou laat vlug. Ook sal ek perdebye voor jou uitstuur, die sal die Hewite, Kanaaniete en Hetite voor jou uit verdrywe. Ek sal hulle nie in 1 jaar voor jou uitverdrywe nie, dat die land nie woes word en die ongediertes nie teen jou te veel word nie. Ek sal hulle so langsamerhand voor jou uitverdrywe, totdat jy vrugbaar word en die land beerwe. En ek sal jou grense vasstel van die Skelfsee af tot by die see van die Filistyne, en van die woestyn af tot by die Eufraat, want ek sal die inwoners van die land in julle hand gee, en jy sal hulle voor jou uitverdrywe. Jy mag met hulle of met hulle gode geen verbond maak nie. Hulle mag in jou land nie woon nie, dat hulle jou nie verlei om teen my te sondig nie. Verlei, hoor julle. So, God weet dat 'n mens verlei kan word. Oh my goodness. God weet dat 'n mens verlei kan word. Obviously weet God dat 'n mens verlei kan word. So vers 33, hulle mag in jou land nie woon nie, dat hulle jou nie verlei om teen my te sondig nie, want jy sal hulle gode dien, ja, dit sal vir jou 'n stryk wees. Dit is die einde van Exodus 23. Dis wette, maar dis baie beloftes wat die Here maak. Baie van die goed is basically, as jy gehoorsaam is, sal ek seker maak jy's okay. Dit is waarop neerkom. Dis nice. Dis nice om te weet, die Here bestaan vir 'n mens. Kyk, tot volgende keer.